Goeiedag en welkom by die Oranje Beweging se program. Ek is Joe Strydom en saam met my is Frans de Klerk. Die ekstremistiese party Umkhonto weSizwe of MK het sy voorneme aangekondig om 'n wetsontwerp ter tafel te lê wat poog om artikel 235 die reg op selfbeskikking te vernietig. Die artikel in die grondwet, artikel 235, is die pilaar waarop baie Afrikaner gemeenskappe in Suid-Afrika gebou is en ook die aanspraak wat Afrikaners gebruik om hulle selfbeskikkingsbehoeftes uit te leef. Umkhonto weSizwe het aangekondig dat hierdie wet aldus hulle gebruik word om kulturele enklawes te skep. Dus MK se klagte is dat die wet gebruik word vir presies dit waarvoor hy bedoel is. Frans, dis nie die eerste aanval wat ons sien op artikel 235 in die grondwet nie. Dis nie die eerste voorstel wat ter tafel gelê word nie. Dalk het van ons luisteraars vroeër vanjaar en verlede jaar gesien dat Karl Neas van die EFF ook dieselfde tipe strategie gevolg het. Yes, ek het hom hier by my. Sommer uitgedruk, Notice of Intention to Introduce a Private Members Bill. Hy is uitgestuur op 27 Maart. En ek moet sê, soos wat ons hierdie episode opneem op 1 April, het ek op 'n punt gehoop, dit is eintlik 'n April gekke grappie. Maar ek wil hom graag net voorlees. Hierso staan: The object of the bill is to seek the repeal of section 235 of the Constitution, which has never been invoked in national legislation, to remove the recognition of the notion of the right of self-determination. En dan gaan hy so aan. So hierdie is werklik waar 'n amptelike aanval op selfeienaarskap, op selfbeskikking, vir enige kulturele groep binne in Suid-Afrika. Maar interessant, hierso het natuurlik 'n paar artikels hier uitgekom waarna daar spesifiek verwys word na kultuurgemeenskappe. Orania word by die naam genoem. So dit is ook dan 'n direkte aanval op Orania. Ja, ek het gesien dat Orania en Kleinfontein beide by die naam genoem word, maar dis nie natuurlik 'n reg wat beperk word tot Orania en Kleinfontein nie. Volgens die omskrywing in die grondwet van Suid-Afrika is dit 'n reg vir enige kultuurgroep. Wat mens met die vraag laat of hierdie aanval dan nou breër bedoel is net Orania en Kleinfontein. Ek dink nie so nie. Ek dink die feit dat Orania spesifiek ook die afgelope tyd baie in die media is en daai tipe erkenning kry, of dit nie 'n kwessie is wat Umkhonto weSizwe juis pla en waarop hulle wil reageer nie. Die hele idee dat grondwetlike regte weggeneem moet word. So, een van die aansprake wat MK en hulle regsverteenwoordigers maak, is dat daar binne die ruimte van die grondwet reeds regte is tot vryheid van assosiasie. Dat daar reeds die reg is vir die individu om die taal van sy keuse te praat, om kultureel te assosieer met wie hy wil, en dat daai individualisme nie verder vervat hoef te word in 'n kulturele of in 'n gemeenskapsgrondslag nie. Nou wonder ek of hulle besef dat hulle eintlik met hierdie tipe van liberale individualisme eintlik die hele idee van kultuurgroepe in Suid-Afrika, wat meer as net die Afrikaners, totaal probeer tot niet maak, totaal probeer ontsê van 'n groepsreg. Dis eintlik ook wat Orania is, dis die opneem van groepsreg, kulturele reg, volksreg, en hierdie blyk 'n aanval op die hele beginsel te wees. Just, ek is van mening hulle skiet hulle self in die voet met 'n mosie soos hierdie. Ek is van mening dat hulle nie eers die belange van hulle eie ondersteuners op die hart dra met 'n mosie soos hierdie nie. Maar ek kan verstaan waar die aanval vandaan kom. Aanvalle op dinge soos artikel 235, aanvalle op dinge soos Orania en Kleinfontein en selfbeskikking vir enige kultuurgroep in Suid-Afrika is iets wat ons kan verwag. Wat my egter interesseer en ek wil eers daaraan raak is, waarom nou? Artikel 235 is iets, sover my kennis strek, wat al van 1994 deel van die Suid-Afrikaanse grondwet is. Orania is iets wat al van 1991 af bestaan. Waarom nou ewe skielik? En nou wil ek bietjie spekuleer ook, want ons sien baie beweging en opwinding in die politieke sfeer in Suid-Afrika op hierdie stadium. Ewe skielik, so half amper uit nêrens uit nie, hierdie MK-party, hierdie aanval op artikel 235. Ek sien die EFF sing nou die dag Kiel de Boer op verhoog, en nou bied hulle finansiële hulp aan vir boere wat met back and closure of deur back and closure geraak is. Ek sien Helen Zille van die DA is besig om te snorkel in slaggate. So waarom nou al hierdie politieke opwinding ewe skielik? Ons het die antwoord daarop, dit is 'n verkiesingsjaar. Daar lê 'n verkiesing voor, en al hierdie tipe van politieke aksie en interaksie is juist dan nou maar ook om stemme te probeer werf. Ons het in die vorige nasionale verkiesing rekord lae deelname gesien. Nou moet ek hom ook sê,
klein regstelling maak, net 'n tegniese regstelling, en dis dat die EFF nie finansiële hulp vir die boere aanbied nie. Hulle sê die staat moet dit gee. Hulle eintlik wat hulle sê is belastinggeld moet hergekanaliseer word. Ek dink dis ook maar 'n baie opportunistiese poging om die boerdery gemeenskap, boere oor die land wat natuurlik geen ooghare vir die EFF het nie, te probeer inlok in hierdie idee dat die EFF hulle kan help. Ek dink nie hulle gaan verskriklik baie stemme daar kry nie. Desnieteenstaande is hierdie hele aanval, hierdie hele poging, en ek sê dit weer Frans, ek dink dit is belangrik, en miskien kan ons luisteraars ook sê, of hulle, en of ons kykers in die kommentaarafdeling, of hulle dit al soortgelyk ervaar het, dat die aanval kom dan natuurlik van twee kante af. Nou, hierdie is 'n verwydering van 'n deel van die grondwet. Hierdie is om 'n stukkie van die regte wat mense het te probeer wegneem. Dit is waar Afrikaners die ruimte het om 'n plek soos Oranje te hê. Dis al wat ons kollektief eintlik oor het, nee. Daar is ons baie Afrikaners met individuele plase, individuele besighede, individuele erwe, soos wat dit ook moet wees en wat reg is. Maar nou is daar 'n klein stukkie grond wat ons kollektief het, en nou word dit daarop aangeval. So dis bietjie die twee kante. Dis uitbreiding van die grondwet om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, en dit is wegneem by die grondwet om regte wat ons reeds het te ontneem. Nuwe dele wat bygesit word, val ons aan, en dit wat ons reeds het, word weggeneem. Ek wil vra, wat dink julle, wat is die ergste? Watter tipe aanval is die ergste? Ek wonder waarom enigiemand iets so selfbeskikking sal aanvat. Die MK maak die argument in hierdie voorneme wat hulle opgestel het, dat dinge soos die reg om jou kultuur uit te leef in Suid-Afrika al reeds bestaan, die reg om jou taal te kan praat, die reg om jou geloof te beoefen. Hierdie is 'n blaatante aanval op selfbeskikking spesifiek, wat my laat wonder, waarom sal jy selfbeskikking wil aanval? En die enigste uitgangspunt wat ek by, of die gevolgtrekking waarby ek kan uitkom, is hierdie obsessie met sentralistiese bestuur. Nou hierdie is 'n stelsel wat ons al reeds gesien het nie werk nie. Nie gewerk onder die Britte nie, het nie gewerk onder die Afrikaners nie, werk nie onder die ANC nie. Die verskeie partye wat al hierdie struktuur van regering ingeneem het, sukkel om Suid-Afrika sentralisties te bestuur. Waarom ek sê dat hierdie is 'n mosie wat selfs nie eers die belange van die MK se ondersteuners op die hart dra nie, is omdat kulturele gemeenskappe in Suid-Afrika eintlik baie sterk is. Daar's baie diversiteit in Suid-Afrika, daar's verskillende gemeenskappe met verskillende belange, en die MK is besig om dit blaatant aan te val. Hulle ontneem of hulle ontmag hulle eie mense deur die opsie vir selfbeskikking uit die grondwet uit te probeer verwyder. Dis nou baie interessant. So die argument wat MK maak is om te sê die individuele reg. So my reg om te kies om met jou te assosieer bied al reeds vir my ruimte. Dis interessant, want wat hulle dan ontken is die reg van volke om te bestaan. Ons Afrikaners is 'n volk en hulle wil daai reg ontken. Maar goed, daarom val hulle artikel 235 aan. Nou ek het vroeër gesê dat enige kultuurgroep daai reg kan opneem. Die grondwet spesifiseer nie vir wie dit is nie, maar ons weet baie goed vir wie dit bedoel is. Dit was deel van die onderhandeling toe die ANC probeer het om beheer van Suid-Afrika te kry, en is eintlik al, behalwe miskien aspekte van die kommersiële reg, wat ons gekry het as 'n kollektief, wat in Afrikaners se belange as 'n kollektief tot waarde kan wees. Nou dit was deel van die 1966 grondwet, 97, maar die ander kant van daai muntstuk, as individuele regte dan genoeg is, hoekom vra ek, en hoekom val MK nie die Ingonyama Trust? Want die wetlike ruimte, die raamwerk wat dit reguleer, is in 94 reeds opgestel. So daar's 'n kollektief. So hoekom het Ingonyama 'n kollektiewe aanspraak op 'n reg, op 'n unieke regstatus, maar en ons weet duidelik die Zulus gebruik nie die ruimte van 235 nie, juis omdat hulle die Ingonyama wetlike raamwerk het. Maar artikel 235 wat meer gerig is op Afrikaners se kollektiewe aanspraak op vryheid en selfbeskikking. Dit word aangeval. So jy het hierdie twee kante van die munt. As individuele reg dan genoeg is, dat mense vrylik kan assosieer, hulle taal kan praat, dat ons weet, ander regsaanslag daarop is natuurlik weer die Bella-wetgewing. Ja, presies, ja. So as die individuele reg van elke persoon, die vryheid voor die reg dan nou genoeg is,
waarom val hulle 235 aan, maar nie die wetgewing wat Ingonyama moontlik maak nie, die Ingonyama Trust wet van 94. Hoe word dit nie aangeval? En dis ook 'n kollektiewe wet. Ja, en ek sou sê dit is miskien juis omdat die reg van artikel 235 wat selfbeskikking is. Kom ons gesels miskien eers oor wat artikel 235 is, né? Want artikel 235, soos wat jy net nou gesê het, bied vir elke kultuur in Suid-Afrika die geleentheid om selfbeskikking te laat realiseer eintlik. Wat beteken jy die reg tot selfbeskikking? Beteken nie dat dit aan jou oorhandig word of dat dit iets is wat jy daar lê dit en neem dit op nie. Wat beteken selfbeskikking is daar en jy het die geleentheid om daartoe te werk. So waarom word artikel 235 spesifiek in plaas van iets soos een of iets anders aangeval? Want ek dink Afrikaners is miskien die enigste en as ek verkeerd is, sê as help my asseblief reg, maar miskien die enigste groep is in Suid-Afrika wat prakties en aktief daartoe werk, wat aktief werk na selfbeskikking vir hulle mense. En ek dink op 'n punt begin mense soos begin partye soos die EFF doen dit gereeld, maar nou ook Umkhonto weSizwe hierdie geleentheid raak sien om 'n gemeenskaplike vyand van hierdie groepering te maak. Artikel 235 juist is iets wat 'n mens moet opneem. Dit is iets wat 'n mens prakties moet opneem. Dit bied vir jou die geleentheid tot selfbeskikking, dit gee nie vir jou selfbeskikking, dit is iets waartoe ons moet werk. En ek dink in daardie sin is Orania besig om groot tree vorentoe te gee, binne in die Suid-Afrikaanse wetgewing. Ons staan op die basis van artikel 235, maar selfs daarsonder weet ons selfbeskikking is 'n reg, dis eintlik 'n roeping wat ons van God af ontvang. Selfs sonder artikel 235 sal ons suksesvol wees en ons sal vorentoe gaan met wat ons doen. Maar ons moet elke stukkie erkenning en elke stukkie hulp en ondersteuning wat ons kan kry, moet ons aanwend tot daardie selfbeskikking vir ons mense. En ek dink dit is juis omdat ons so baie assosieer met hierdie artikel. Dit is miskien my persoonlike mening, maar ek dink dit is omdat ons so baie assosieer met hierdie artikel dat dit die teiken geword het vir partye soos die MK. Ek dink dit is opportunisties, Frans. Dit is 'n private members bill soos hulle sê. So dit kom vanuit 'n privaat opsie uit en ek dink hulle gaan sukkel om massa mobilisering daarvoor reg te kry. Enige gematigde mens moet sien hoekom wil jy mense se regte wegvat wat reeds eintlik veronderstel is om gewaarborg te word deur die grondwet. Maar goed, nou dink ons ook in terme van 'n groter debat. Wat is die groter debat? Die groter debat is Amerikaanse belangstelling in Suid-Afrika. Die groter debat is die internasionale kollig wat weerskyn op van die dinge wat op plase in Suid-Afrika gebeur en wat is die situasie waarin ons nou sit. Goed, kom ons dink so 'n bietjie, want en ek dink ons luisteraars en ons kykers moet ook net mooi sit en dink hoe dinge verander het. Ons leef so amper in hierdie van selfsprekendheid daarvan dat ons konstant ekonomies en polities aangeval word en dat daar dienslewering en veiligheidsagteruitgang konstant in die land is, dat ons dit amper maar as gelate aanvaar. Dit is mos maar die situasie in die land. Dit is mos maar so van 94 af. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat het Wally Moosa gesê op 5 Junie 1998? Op daai stadium was hy die minister van konstitusionele ontwikkeling en hy het tydens 'n parlementêre debat die volgende stelling gemaak: The pursuit on the part of the Freedom Front Plus and other Afrikaners to strive towards the development of a particular region in the country, the Northwestern Cape Corridor, as a home for the Afrikaner culture and language within the framework of the Constitution, is in government's view indeed a legitimate pursuit. Die reg tot selfbeskikking is volgens die minister van konstitusionele ontwikkeling 'n legitimate pursuit. Goed. So hier het ons nou politieke partye soos EFF en Kolonials en MK wat nou geraas maak oor hierdie kwessie. En ons kan sê goed, maar ons skryf dit nou maar net af. Dis nou maar net politieke geraas, maar wat ek wil hê ons moet klem lê op is dat die huidige minister van konstitusionele ontwikkeling en justisie, Mamoloko Kubayi, die stelling gemaak het dat die selfbeskikkingsreg eintlik nie geld vir Afrikaners nie, omdat ons kon sê slegter verlede het as die ander volke in hierdie land. So jy het van Wally Moosa binne die Mandela kabinet na minister Mamoloko Kubayi het jy hierdie skuif. Waar kom hierdie skuif vandaan? Nie van wetsontwerpe wat in wet ingeteken word nie, maar as gevolg van druk van die EFF, MK en ander. So nou moet ons vir onsself sê as Oraniërs, ons sal nie staan hiervoor nie. Ja. Ons sal dit nie laat gebeur nie. En ek sê Oraniërs, Afrikaners, is nie net ons wat hierdie reg kan opneem en ons getroue ondersteuners en Frans, ek wil 'n oomblik vat en vir ons ondersteuners daar buite wat die video kyk, wat dalk luister,
baie dankie sê dat julle altyd by ons staan as sulke goed is, dat julle ons altyd ondersteun, dat julle ons petisies onderteken, dat julle saam met ons skrywers rig, dat julle boodskappe van sterkte, duisende boodskappe van sterkte instuur, dat julle ons op welke manier ondersteun, aansluit as lede en om ons hande te sterk. Baie dankie. Laat ons bietjie sien hier in die kommentaarafdeling wie is reeds betrokke by Orania, of wie het al hier kom kuier. Ek dink baie Afrikaners woon dalk nie in die Malarte is ook hierso. Hulle het nog belange elders. So wie van julle was al hier? Wie het al besoek? En wat dink julle van hierdie aanslag? Dat weet ons gerus in die kommentaarafdeling. Just, ons word aangeval, jy weet, mens begin as vanselfsprekend aanvaar, jy het dit nou net gesê, wat is ons oplossings? Ons beste oplossing is konsentrasie. Ons moet konsentreer. Ons is sterker as een, as 'n groepering mense saam. Ons moet as Afrikaners op een plek konsentreer waar ons eie besluite kan maak en die vermoë het om dit te kan uitvoer. Tweede oplossing, as jy nie die skuif kan maak nie, ondersteun waar jy kan, ondersteun van buite. Dit help ongelooflik baie. Jy het nou net vir ons ondersteuners baie dankie gesê, ek wil vir my kant af ook ongelooflik baie dankie sê. Ja, die invloed is werklik sigbaar. Dan, wat kan ons nog doen is, ons kan reageer ook. Ek wil sê ons moet reageer. Ons gaan reageer. Ek wil dit eintlik nou op die tafel sit. Wat gaan die Orania beweging doen? Wel, hierso is die geleentheid is oopgemaak om kommentaar te lewer op hierdie voorneme van die MK-party. Daar's tot 26 April is daar geleentheid om kommentaar hierop te lewer. Die Orania beweging sal beslis ons kommentaar hierop lewer. Ons sal beslis ons dokumente instuur. Maar ons gaan ook vir julle die geleentheid gee om hierdie dokument af te laai, om dit self in te stuur en ook om dit te onderteken. Juist in 2024 is daar 'n petisie opgestel, amend section 235, byna presies dieselfde as wat ons hierso sien. Daardie petisie, dis vyande van Orania en die Orania beweging, is vyande van die Afrikaner en is vyande van enigiemand wat selfbeskikking nastreef. Daardie petisie het tot vandag toe nog nie meer as 10,000 handtekeninge gekry nie. Die Orania beweging het in reaksie op daardie petisie 'n eenvoudige dokument opgestel wat vir ons ondersteuners die geleentheid bied om Orania se bestaansreg te onderskryf. Daardie dokument het meer as 100,000, ek dink soos wat ons vandag is, het meer as 120,000 handtekeninge gekry. Ons weet dit is nie wat die mense van Suid-Afrika wil hê nie. Soms het mense net die platform nodig om dit te kommunikeer. Nee, ek dink die waarheid van die saak is, selfs as met Bella. Met Bella, ongelukkig is die wette deurgedruk en ek het gister met iemand gesels wat in die parlement betrokke is, wat 'n lid van die parlement is, wat sê, ter 11de uur, jy weet, net voor die horlosie 12 uur slaan omtrent, wat die afsnypunt was vir insette oor die Bella, wel is al massas mense gemobiliseer om pro-skrywers terug, want die negatiewe reaksie was so sterk, dat die regering het amper nie sou kon deurdruk sonder hierdie sintetiese valse opstelling van positiewe reaksies nie. Nou wil ek vir julle sê, met hierdie moet ons net so sterk reageer. Precies. Ons moet net so sterk terugdruk, dat enige betrokke by hierdie kwessie duidelik kan sien, ons sal nie hierdie aanvaar en ons sal nie daarvoor staan nie. Orania beweging gaan 'n skrywe opstel, wat julle dan soos Frans gesê het, ook kan instuur. Laat ons hulle oorweldig met reaksie oor hierdie saak. Mense, ons hoor graag julle kommentare. Ek wil graag jou stem ook hoor rakende hierdie saak. Wanneer het dit op jou tafel verskyn? Wat was jou eerste reaksie gewees? Wat is jou voorstelle van hoe mense reageer hierop? Maar dan, belangriker selfs, wat is die voorstel vir 'n langtermyn oplossing? Hierdie dinge kan ons verwag en ons gaan dit afweer elke keer, daarvan is ek seker. Maar wat is die voorstel vir 'n langtermyn selfbeskikkingsoplossing vir die Afrikaner? Laat weet ons gerus. As hy vra ons tussen dokumente instuur en regsaksie en alles anders wat ons gaan aanhou doen, is dit nog steeds baksteen vir baksteen wat vryheid gebou word. En daarom sê ons vryheid in ons tyd. Dis die Orania beweging se tweeweeklikse program. Ons hoop julle dit geniet. Laat weet ons asseblief of julle belangstel om ook hierdie dokumente te onderteken en dan publiseer ons dit binnekort.